welkom by dag 13 van ons Spreuke studie. Ek is so bly jy is vandag weer saam met my. As hierdie oordeenkings jou nader aan die Here bring, onthou om op die kanaal in te teken en die kennisgewing klokkie te druk sodat jy nie môre se episode misloop nie. Het jy al opgelet hoe maklik ons beïnvloed word deur die mense met wie ons die meeste tyd deurbring? Ons begin dieselfde uitdrukkings gebruik, ons dink soortgelyk en dikwels begin ons selfs dieselfde prioriteite hê. God weet dit van ons. Daarom herinner die Spreuke skrywer ons vandag dat ons mooi moet kies saam met wie ons deur die lewe stap. Die mense na wie ons luister, help om die vrou te vorm wat ons besig is om te word. Kom ons lees vandag se skrifgedeelte uit Spreuke 13 vers 20. Hy wat met wyse mense wandel, sal wys wees, maar 'n metgesel van dwaase sal vernietig word. Ek hou daarvan dat die Spreuke skrywer nie net sê ons moet wys word nie. Hy sê ons moet saam met wyse mense stap. Wysheid is nie net iets wat ons lees of aanleer nie. Dis iets wat ons sien in die lewens van mense wat getrou saam met God wandel. Dink aan die vroue in jou lewe wat jou inspireer om die Here meer te vertrou. Dis gewoonlik nie die mense wat die hardste praat nie. Dis die vroue wie se vrede sigbaar is wanneer dinge moeilik raak, wie se geloof standvastig bly en wie se liefde vir Jesus uitstraal in die klein, alledaagse dinge. Wanneer ons tyd saam met sulke mense deurbring, verander ons ook. Hierdie vers beteken natuurlik nie dat ons mense moet vermy wat die Here nog nie ken nie. Jesus het juis tyd saam met hulle deurgebring omdat hy hulle liefgehad het. Maar daar is 'n verskil tussen om iemand lief te hê en toe te laat dat hulle jou rigting bepaal. Die Spreuke skrywer praat hier van invloed. Hy herinner ons om mooi te kies wie se raad ons volg, wie se opinies die meeste gewig dra en na watter stemme ons elke dag luister. In 'n wêreld vol sosiale media en eindelose menings is dit waarskynlik belangriker as ooit tevore. Ek het al baie keer beleef hoe God presies die regte mense op die regte tyd oor 'n mens se pad stuur. Partykeer is dit 'n vriendin wat jou aan God se beloftes herinner wanneer jy moed verloor. Ander kere is dit iemand wat reeds deur dieselfde seisoen gestap het en jou wys dat God getrou is. Sulke mense is geskenke uit God se hand. Maar hier is die mooi deel, God wil ook vir ons daardie soort vriend vir iemand anders maak. Soos hy ons in wysheid laat groei, gebruik hy ons om ander vroue te bemoedig, te versterk en nader aan Jesus te lei. Wanneer ek aan die Spreuke 31 vrou dink, sien ek 'n vrou wie se naaste verhouding met die Here was. Daarom het wysheid, liefde en innerlike krag natuurlik uit haar lewe gevloei. Sy het haar lewe op God se waarheid gebou, en daarom het sy ook iemand geword wat ander veilig kon volg. Dis steeds God se droom vir elkeen van ons. Soos ons elke dag nader aan hom leef, vorm hy ons tot vroue wat ander deur ons voorbeeld na Christus toe wys. Voordat ons vandag afsluit, wil ek jou met een eenvoudige vraag los. Wie beïnvloed jou lewe die meeste op hierdie oomblik? Trek daardie mense en daardie stemme jou nader aan Jesus, of trek hulle jou aandag stadig van hom af weg? Vra vandag vir die Here om wyse mense oor jou pad te stuur wat jou geloof sal versterk. En vra hom ook om jou te help om daardie soort invloed in iemand anders se lewe te wees. Ons laat almal voetspore agter. Mag ons voetspore altyd na Jesus toe lei. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die mense wat U oor my pad gebring het om my aan te moedig en nader aan U te lei. Gee my wysheid om die regte invloede in my lewe te kies en die moed om weg te stap van enigiets wat my van U af wil wegtrek. Help my om self 'n vrou te wees wat ander bemoedig om U meer te vertrou. Hou aan om my te vorm na die beeld van die moderne Spreuke 31 vrou, 'n vrou wie se vriendskappe, keuses en voorbeeld altyd ander na Jesus toe wys. In Jesus se kosbare naam bid ek. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam geluister het. Ek sien uit daarna om jou môre weer hier te ontmoet wanneer ons saam verder ontdek hoe God se wysheid ons lewens verander, een Spreuke hoofstuk op 'n slag.